Goeiedag, my naam is Tiaan Gildnes en op hierdie DVD wil ek met jou gesels oor 'n baie interessante onderwerp. Help, ek is vasgevang in satanisme. Jesus is die antwoord. Waaroor gaan satanisme? Hoekom is Jesus die antwoord? Dit gaan ons alles op hierdie DVD bespreek. Maar aangesien dit alles oor Jesus gaan, kom ons bid gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus Christus wil ons U loof, prys en eer in hierdie dag. Dankie dat ons weer die Bybel sê, wat 2 of 3 in my naam vergader is ek in hulle midde. So ons weet U is hier waar ons die DVD opneem, maar U sal ook daar wees waar elke persoon of persone na hierdie DVD kyk. En ons vra Here dat U ons toemaak met die kosbare bloed van Jesus en die engele rondom ons almal plaas, dat dit 'n veilige plek sal wees terwyl ons besig is. Ons vra dat die Heilige Gees my die pad sal vat en dat U deur my sal spreek. Ons vra ook dat die Heilige Gees alle harte wat na hierdie DVD kyk ontvanklik sal maak vir die waarheid van die woord. En dankie Here dat U ons die autoriteit gee om vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke. Jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang of dat kinders sal loskom van satanisme nie. Die Here bestraf jou en jy sal verdwyn in Jesus se naam. Here Jesus, ons vra nou dat U ons by die hand vat en ons lei met die wysheid van die Heilige Gees. Ons eer U vir U teenwoordigheid. Amen. Satanisme is weer 'n baie interessante onderwerp en so baie mense en selfs Christene wil dit ontken en sê nee, maar daar bestaan nie so iets so satanisme nie. Is dit so? Al ons gaan moet kyk wat sê die Bybel en ons gaan ook 'n bietjie bronne aanhaal van baie bekende mense wat met satanisme werk, spesifiek hier in Suid-Afrika. Maar ons moet een ding verstaan. Ek wat hier sit, kan jou nie vandag van enigiets oortuig rondom hierdie goed nie. Ek is nie die Heilige Gees nie. Hoekom sê ek dit so? Lees saam met my daar op die skerm nou Johannes 16 vers 7 en 8. Sê Jesus, ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster, wie is daardie trooster? Die Heilige Gees. Nie na julle toe kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hoekom wys ek vir jou daardie vers? Want jy gaan vandag vir my dalk probeer sê, ja, Tiaan, op hierdie DVD probeer jy my nou oortuig rondom hier goed. Ek kan jou vir niks oortuig nie. Ek kan wel net bid dat die Heilige Gees jou sal oortuig, rakende die waarhede wat ons hier uit die woord het al en wat daar buite besig is om te gebeur. Ons gaan na die volgende 4 punte kyk op hierdie DVD. In die eerste plek, wat is satanisme? Punt 2, wie is die duiwel en wat gaan met hom gebeur? Punt 3, wie is Jesus en hoekom is hy die antwoord? En punt 4, is daar hoop vir sataniste? Kan hulle gered word? Dis die punte wat ons hier gaan hanteer. Julle almal wat my ken, weet ek gebruik die ou 1933-53 vertaling van die Bybel. En my Bybel sê in 2 Korintiërs 1 vers 13, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Man, so gaan ons lees wat sê die Bybel vir ons vandag oor wie is Jesus en wie is die duiwel, wat gaan met die duiwel gebeur en wat sê en hoekom is Jesus die antwoord. En dis wonderlike waarhede, net soos wat dit daar staan. Maar so gou sê die ouens my, ja, Mattheen, jy moet nou besef, jy weet, jy praat oor satanisme. Die woord satanisme kom nêrens in die Bybel voor nie. Ja, jy is heeltemal reg, dit is so. Maar het jy geweet die woord drie-eenheid kom ook nêrens in die Bybel voor nie. Maar tog weet ons, dis 'n werklikheid wanneer ons na die hele skrif in sy geheel kyk. Nou net so weet ons dat satanisme is 'n werklikheid, as ons kyk wat in die samelewing daar buite gebeur, want dit is deesdae eintlik blaatant, openlik, in al wat 'n fliek is, en in al wat 'n musiekding is, en in al wat 'n rekenaarspeletjie is, dis blaatant openlik. Dis juist omdat dit so openlik begin raak, dat mense begin dink dit bestaan nie meer nie. Nee, dit bestaan baie beslis nog. Maar jy sien, Jesus het ons gewaarsku in Matteus 22 vers 29, en hy het gesê, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Ai, en daar is ons probleem. Ons almal dwaal, want ons verlaat ons op ander mense om vir my die Bybel te lees. Het sy die dominee, het sy die pastoor, het sy die ouderling, my man, my vrou, my pa, my ma, wie ook al. Net sodat ek nie self hierdie boek hoef oop te maak en te kyk wat hier staan nie. Nee, ons moet ophou dwaal omdat ons die skrifte nie ken nie. Want eers as ek die skrifte self gaan leer ken, gaan ek die krag van God leer ken. Om te kan sê, Satan, daar is geskrywe, want dis wat Jesus gedoen het. Elke keer wat Satan hom versoek het in die woestyn, het hy gesê, Satan, dit is geskrywe, dit is geskrywe, dit is geskrywe. Nou net so, as jou kind betrokke begin raak in satanisme, of as jy self in satanisme was en jy word weer aangeval deur die magte van duisternis, wat moet jy kan doen? Jy moet kan sê, Satan, dit is geskrywe, dit is geskrywe, dit is geskrywe, want dit is die enigste wapen wat jy kan gebruik om in oorwinning uit te stap teen hierdie dinge.
Maar Jesaja 5 vers 13 waarsku ons. Hy sê, daarom gaan my volk in ballingskap. Ballingskap beteken ek word in kettinge weggevoer weens gebrek aan kennis. My volk gaan in ballingskap. My volk word in kettinge weggevoer na 'n plek toe waar hulle nie wil wees nie. Hoekom? Weens gebrek aan kennis. Weens gebrek aan kennis van wat? Van wat hierdie boek sê. Jy sien, ons lees nie wat hierdie boek sê nie. Ons verstaan nie wat hierdie boek sê nie. Ons verstaan nie wie ons is in Christus nie. Ons verstaan nie wie Jesus is nie. Ons verstaan nie wie die vyand is nie. Maar daar is vir my gesê, man, los die duiwel en dan gaan hy jou uitlos. Dis totaal onwaar. Ek het vriende wat uit satanisme uitgekom het, wat die Here vrygemaak het, wat getuienisse gee van hoe hulle kerke aangeval het, terwyl hulle in satanisme was, en hoe die dominees en van die pastore ook gesê het, man, julle kan niks aan my doen nie. En dan gebeur daar allerlei goeders in die kerk, en weet hulle nie wat is besig om daar te gebeur nie, want hulle is nie bereid om die vyand se werking te weerstaan nie, want hulle het nie kennis oor hoe hierdie goeders werk nie. Josua 1 vers 8 sê vir my, hierdie wetboek, watter wetboek? Hierdie wetboek, die woord van God, mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat hierin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Wanneer gaan ek aan my weë voorspoedig wees en met goeie gevolg handel? Wanneer ek hierdie goed, die woord van die Here, bepeins, dag en nag, dit lees, en in die aard van die saak moet ek dit mos nou kan lees, ek moet dit eers lees om dit te kan bepeins. Ek moet die teksversie gelees hê om te kan dink, wat beteken daai teksvers vir my? So mediteer ons op die woord van God, ons lees 'n stuk, en ek loop by die werk, en ek ry in my kar, en ek wonder, ja, Here, wat beteken daai versie vir my? Wow, dit is my wonderlike bemoediging in my gees, dit wat ek nou gelees het in daardie vers. Maar ek moet dit dag en nag bepeins. Sinds ek wakker word in die middel van die nag, lê ek nie in rondrol en top en vrees oor my werk en sulke goeders nie. Nee, ek bepeins die woord. Die woord sê, moenie vrees nie, ek is by jou. Moenie vrees nie, ek sê jou uitred. En ek bepeins die woord, en weet jy wat, dit bou my gees in die middel van die nag. Want ek bepeins dit dag en nag. En as ek optree daar buite, nougeset volgens alles wat daarin geskrywe staan. Dis hoe die Here wil hê ons moet lewe. Dat ons nougeset sal optree volgens alles wat hierin geskrywe staan. Hoekom? Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Dis so maklik soos dit. So die keuse lê by elkeen van ons, individueel. En of jy dit vandag of vanoggend, of wanneer jy ook al hierdie DVD kyk, dit wil glo, my liewe vriend of vriendin, die keuse lê by jou. Ek en jy gaan eendag alleen voor God se troon staan. En wat gaan jy dan vir God sê as hy vir jou vra, my kind, wat het jy met hierdie boek gedoen? Hoekom het jy hom weggegooi? Hoekom wou jy nie hierin lees nie? Ja, want jy het geluister na die Satan wat vir jou gesê het, man, los hierdie ou boek, dis liewe Jesus stories, jy wil niks met die liewe Jesus stories te doen nie. My liewe vriende, jy moet een ding reg verstaan vandag. Die Bybel is nie 'n storieboek nie. Hierdie is alles ware verhale, ware gebeurtenisse. So moenie vir jou kind sê, kom ons lees die storie van Dawid en Goliat nie. Kom ons lees die storie van Noag en die ark nie. Nee, nou wat is die verskil dan tussen die storie van Noag en die ark en die storie van Tom en Jerry of die storie van Sneeuwwitjie of wat ook al die geval mag wees? Nee, hierdie is ware verhale. My kind, kom ek lees vir julle van die man Noag wat gelewe het baie jare terug en die opdrag wat hy van die Here gekry het. Dis wat hierdie boek is. En ek het regtig persoonlik 'n redelike renons in al hierdie kleuterbybels en al die Bybelstorieboeke wat hulle vir die kinders wil gee. Nee, leer vir jou kinders die waarheid van die woord van God. Want het jy geweet, jou kind se gees is volwasse. 'n 2-jarige kind het nie 'n 2-jarige gees in hom en daar's nie 'n 30-jarige gees in jou nie. Gees is gees. En jou kind se gees is volwasse genoeg om hierdie waarheid van die woord van God in sy gees te ontvang. Ons probleem probeer om die dinge van die gees op 'n 2-jarige intellektuele vlak vir hulle te probeer leer. In steede daarvan om te sê, weet jy wat, jou gees, my kind, weet ek is volwasse. Al is jou intellek nog maar net 2 jaar oud. Ek lees vir jou wat die woord van God sê, want ek weet jou gees ontvang die waarheid van die woord. Maar ons moet begin om hierdie goeders te leer, sodat ons kinders kan help om eendag los te kom van die kloue van die Satan wat hy in hulle probeer inslaan. Goed, kom ons kyk dan nou. Wat is satanisme? Ek lees redelik wyd rondom hierdie aspek en ek het ook 'n dierbare ou vriend gehad wat jarelank in die bediening was en gespesialiseer het rondom satanisme. Sy naam was Dominee Skaalborg Du Plessis. Hy is so ongeveer 4 jaar gelede is hy oorlede en is hy huis toe en ek weet hy was baie lief vir die Here, so ek weet hy dans voor die troon en ek sien nogal uit om hom Skaalborg weer te sien. Maar hy het 'n DVD-reeks oor satanisme, of nie 'n DVD-reeks nie, 'n DVD uitgebring oor satanisme. En hy sê die volgende oor satanisme, want hy het werklik hierin gespesialiseer vir in die 30 jaar.
En hy sê, in satanisme word Satan daadwerklik aanbid. En hy word vereer as die Here of the Lord. Mense wy hulle lewens aan Satan toe. Hulle neem aan sataniese rituele, vervloekings en seksuele orgies deel. Hulle gehoorsaam al Satan se bevele en hulle is vasgevang in 'n sataniese gebondenheid. Hulle dien die god van hierdie wêreld. Jy sien, ons gewone Christene wat nie met hierdie goeders gekonfronteer word nie, is baie keer geneig om te dink, nee man, dit kan nie wees nie. Is daar regtig mense wat dit doen? Ja, hulle doen dit. Hulle is lief vir die Satan. Daar's ouens wat al by my gesit het op berading wat sê, I love Satan. Net soos wat jy lief is vir die Here. Maar jy sien, wat is die waarheid wat ons Skouwer daar gesê het op sy DVD? Die God van hierdie wêreld het hulle sinne verblind. Na wie verwys dit? Kyk saam met my na 2 Korintiërs 4 vers 4. Naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. Wie is die God van hierdie wêreld? Die Satan. Hoe weet ons dit? Openbaring 12 vers 9. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. So ons weet nou, wie is die God van hierdie wêreld? Wie is die een wat die hele wêreld verlei? Die duiwel is, die Satan. En kyk wat sê 2 Korintiërs 4 vers 4 verder. Sodat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Dis wat Satan probeer doen. Hy wil nie hierdie mense wat so vasgevang raak in satanisme, moet weet dat die lig van die evangelie is ook vir hulle van beskikbaar en van toepassing nie. En nou wat gebeur ook? Satan gee vir hulle powers, ons gaan net nou daarna kyk. Want jy moet weet, Satan is 'n showman. Toe hulle vir Jesus vra, wys ons 'n teken, toe sê Jesus, 'n slegte en 'n verdraaide geslag soek na 'n teken. En ek gaan vir julle geen teken wys nie, behalwe die teken van Jona. Maar wat doen Satan? Hy sê, kom in my koninkryk en ek sal jou powers gee. Al die jong mense wat na ons toe kom, wat wil berading hê, wat ons voor moet bid, of wat ook al die geval mag wees, het daai powers gesoek. Rodney Seal het 'n boekie geskryf, Tiener Satanisme. En hy sê, onthou, Satans aanbidding is 'n filosofie, 'n godsdiens wat jou hele lewe beïnvloed. En 'n kind besluit nie sommer net op 'n dag uit die bloute en op sy eentjie om 'n satanist te word nie. Nee, dit is 'n proses waarin die satanisme al hoe meer 'n houvas op hom kry en hy al hoe dieper en dieper daarbey betrokke raak. Dit begin ook gewoonlik as hy in aanraking kom met ander wat reeds betrokke is en deur hulle beïnvloed word. Die sataniste verwerp die God van die Christendom en weier ook om te aanvaar dat die Satan boos is. Vir hulle is hy goed en vriendelik, maar dan moet ook dadelik bygevoeg word dat hulle idee van wat goed is, beslis nie dieselfde is as die Christense konsep van die begrip nie. Vir die Satanskerk is alles wat deur die Christen as boos en sleg verwerp word, goed en reg, en andersom natuurlik. Hulle siening van reg en verkeerd is egter maar redelik vaag, want hulle geniet juis dinge wat hulle weet verkeerd is, en oortuig hulle self dan dat dit goed en reg is. Dis wat gebeur. Jy sien, Satan trek hulle in, die jong mense, en hulle gaan saam met hierdie verkeerde vriende uit, en dis daar waar ouers moet kan weet wat is hulle autoriteit in Christus, om die magte wat besig is om hulle kinders in te trek in satanisme, te weerstaan in die krag van Jesus Christus, om te bid oor hulle kinders, om vir die Here te vra om engele saam met hulle kinders te stuur, om vir die Here te vra om hulle kinders toe te maak met die bloed van Jesus, sodat hulle kinders beskerm kan wees, om daardie magte uit hulle kinders se kamers uit te bestraf op 'n daaglikse basis, wanneer daar sekere goeders gebeur, maar jy sien die ouers doen dit nie. Hoekom nie? Want ons dwaal, omdat ons die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Jy het nou gesien wat Rodney Seal geskryf het, oor die feit dat hulle noem die goeie goed sleg, en hulle noem die slegte goed goed. Wat sê die Bybel daaroor? Jesaja 5 vers 20 sê, wee hulle wat sleg goed noem, en goed sleg, wat die duisternis lig maak, en die lig duisternis, wat bitter soet maak, en soet bitter. Lees weer daai eerste gedeelte. Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg noem. Wee. Daai woordjie in Hebreëus, wee, beteken calamity and disaster waits. So, calamity and disaster wag vir hulle wat goeie goed sleg noem en wat slegte goed goed noem. Want die vriende wat ek het wat uit satanisme uitgekom het, sê almal vir my, weet jy wat,
Satan soek altyd sy pointjie vleis terug. Sien, hy kom hier in jou jong daarin, en jy raak betrokke by die verkeerde goed, en dan dink jy, dis okay, dis nou verby, dis 'n fase waardeur jy gegaan het, maar op 'n dag, 10 jaar, 15 jaar later, ruk Satan die mat onder jou uit, en dan wonder jy, waar kom dit vandaan? Want jy sien, ek het een spesifieke vriend wat altyd vir my gesê het, if you play with Satan, he will always play back, but he has got better and bigger toys. Jy sien, dis jy die ding, hy gaan altyd met jou terugspeel. So as jy moet sy speelgoedjies begin speel, hy het groter is en hy gaan dit by jou kom terugvat. En die vraag is, gaan jy dan weet wat sê die woord vir jou? Gaan jy dan weet om te staan op die waarheid van die woord? Of gaan jy net sê, nee, weet jy wat, ek glo nie in die goed nie. En as ek nie daarin glo nie, dan bestaan dit nie, regtig? Die feit dat jy nie in iets glo nie, my liewe vriend en vriendin, beteken nie dat dit nie bestaan nie. Want ek vra altyd vir die mense die vraag, het jy kennis van alles wat bestaan op aarde, fisies en geestelik? Natuurlijk nie, net God het daai kennis. Nou as jy nie kennis het van alles wat bestaan op aarde nie, hoe kan jy sê, ek glo nie daarin, nou bestaan dit nie? Jy het nog net nie daarmee te doen gekry nie, ja? En prys die Here vir sy genade, as jy nog nie daarmee te doen gekry het nie. Maar ek kan jou beloof, dat daar is duisende gesinne daar buite, wat wel met hierdie goeders te doen kry. En die hel bars op hulle los, in baie gevalle, hoekom? Want hulle weet nie altyd wat die woord van hulle verwag, en wat die woord van hulle verlang nie. Ek lees verder uit Rodney se boek uit, dat hy sê, daar is 4 hoofsoorte sataniste. Die eerste ene, diegene vir wie satanisme 'n godsdiens geword het. Die tweede groep is die meelopers, ons noem hulle die dabblers. Gewoonlik is dit tieners wat in swart toorkunste begin belangstel. Hoe meer hy weet, hoe meer wil hy weet. En voor hy hom kom kry, het sy belangstelling 'n obsessie geword. Ja, want Satan sal seker maak dat hy hom al hoe vinniger en vinniger begin intrek. Eers net een onskuldige ou boekie oor towery. Ag ja, dit kan selfs begin by 'n ou Harry Potter boekie. Dis dan so oulik en so cute. En dan is dit die volgende boek en die volgende boek en die volgende boek en uiteindelik is dit volwaardige satanistiese boeke wat hy lees. Punt 3. Die selfgemaakte sataniste. Hulle doen dinge so gruisam, geen normale mens kan dit verstaan of uitdink nie. Hulle werk soms alleen, soms in groepe. En dan punt 4, sataniste wie se families oor geslagte heen by sataniese en kriminele rituele betrokke was. En ons praat hier van satanic ritual abuse. In hierdie geval gebeur dit ook dat daardie kinders wat so groot geword het in families wat satanies was en wat hulle satanic ritual abuse op hulle toegepas het, sataniese rituele mishandeling, dat daardie kinders se siele split op, en ons noem dit DID, Dissociative Identity Disorder, dit het in die verlede bekend gestaan as Multiple Personality Disorder, MPD. En wat gebeur? Daardie kind begin verskillende persoonlikhede ontwikkel. Want jy sien, daardie enkel kind wat 3, 4 of 5 jaar oud was, wat so satanic ritual abuse moes deurgegaan het, sy siel, sy persoonlikheid, kan nie daai trauma verwerk nie, en wat gebeur? Sy siel split, en hierdie een gedeeltetjie dra dan sy seer. Hierdie ander persoonlikheidjie wat nou skielik tot stand gekom het, dra sy woede. Hierdie ander gedeelte dra sy hartseer, of sy eensaamheid, of wat ook al die geval mag wees. En is nodig om te bid dat daardie kinders weer in 'n volle eenheid kan kom om in Christus te wees. Maar ons lees verder dat Rodney sê, die meeloper verslind elke boek wat hy oor satanisme in die hande kan kry, en kyk graag flieks en video's met so 'n tema. Maar dis nie waar dit bly nie. Sodra hy voel dat hy genoeg weet, sal hy die instruksies in een van sy boeke volg en self met toorkunste eksperimenteer. Of anders begin hy een of meer van die karakters in die flieks en video's wat hom so beïndruk het, naap. Sien, dis wat gebeur. Want ek sê altyd, onthou, kinders leer nie met hierdie goed, met hulle ore nie. Hulle leer met die goed, met hulle oë. So hulle sien hierdie goeders en hulle begin dit doen, hulle begin dit naap. En hoekom is dit 'n probleem? Hoekom is dit 'n probleem as jou kind, en weet jy wat, jy kan maar gaan kyk vandag, ek kyk geen wêreldse flieks nie. Want 99,99% van die wêreldse flieks vandag het okkultiese temas, of okkultiese rituele, en ek praat van die animasieflieks ook. En daar's iewers towery, of heksery, of waarsêry aan die gang in daardie flieks. Hoekom sou dit 'n probleem wees, Christen? Jy wat jouself 'n Christen noem, hoekom dink jy sou dit 'n probleem is? Want weet jy wat die Bybel sê so? As jy in 'n verhouding is met Jesus, en jy's lief vir jou Here, en jy's dankbaar vir die feit dat hy jou gered het, dan wil jy mos gehoorsaam raak om wat sy boek sê. Nou lees saam met my wat sê sy boek in Deuteronomium 18 vers 10 tot 12.
Daar mag niemand, kyk mooi, niemand by jou gevind word wat met waarsêry, goolery, of met verklaring van voortekens, of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, dis vloeke uitspreek, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees wat waar sê, of wat die dooies raadpleeg nie, want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here 'n gruwel. So ja, weet jy wat, as iemand vir jou sê, man, ek het 'n gawe van God gekry om met die dooies te praat, ek is jammer, ek glo nie daardie persoon nie, want my Bybel sê, dis vir die Here 'n gruwel. Ja, maar sy sê sy het 'n gawe, ek het nie 'n saak wat sy sê nie, ek het 'n saak wat my Vader in sy woord sê. Jy gaan praat nie met die geeste van die afgestorwenes nie. Jy gaan doen nie navraag oor, hoe gaan dit met ouma, is sy okay daar waar sy is? Weet jy wat my Bybel sê, as ouma gekies het vir Jesus, is sy in die hemel. Klaar. So sy gaan nie enigstens met jou kom korrespondeer weer aan hierdie kant nie. Hoekom nie? Want die Bybel sê, dis vir die Here jou God 'n gruwel. So hou op luister na ander mense se opinies weer eens, omdat jy dwaal, omdat jy die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. So ja, my liewe vriende en vriendinne, as jou seun of jou dogter begin om boeke oor towery in jou huis in te bring, al is dit fietjieverhale en sprokiesverhale waar daar getoor word, waar die heks toor, liewe heksie of wat dit ook al mag wees, dis vir die Here jou God 'n gruwel. Dit mag vir jou so oulik soos 20 wees. Dis vir die Here jou God 'n gruwel. En 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 sê baie duidelik vir ons, geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van die geregtigheid nie. So ja, Satan kom nie lelik na jou toe nie. Satan kom nie met rooi horings en 'n rooi vark en 'n rooi stert na jou toe nie. Hy kom cute en oulik met die mooiste storieboekietjies in jou huis in. Oor towery, en jou dogtertjie begin dit lees, en sy word groter, en daai toweryboeke word sataniese boeke, en dan wonder jy later, maar waar het ek verkeerd gegaan? Jy het jou kind toegelaat om boeke oor towery te lees, pa of ma, terwyl die Bybel sê, dis vir die Here jou God 'n gruwel. Hoekom het jy dit wat vir die Here jou God 'n gruwel is in jou huis toegelaat in die eerste plek? Hoekom het jy flieks in jou huis toegelaat wat oor die sataniese gaan, wat oor rituele gaan, wat allerlei sataniese simbole en goeders wys? Hoekom het jy dit toegelaat? Jy sien, want my Bybel sê baie duidelik, ek en my huis, ons sal die Here dien. So ons dien die Here, ons dien nie die wêreld nie. Ons doen nie die wêreldse dinge nie. Skouwer sê op sy DVD die volgende. Hy sê alle mense wat okkultiese praktyke beoefen, is nie sataniste nie. Maar alle sataniste beoefen okkultiese praktyke. In satanisme gaan dit oor kontrol, maar nie by God nie. Hy roep ons en ons moet self kies of ons hom wil volg of nie. So jy moet nou weet, so alle mense wat okkultiese praktyke beoefen is nie sataniste nie. Nou waarna verwys dit? Want jy kry ook hekse. Hulle noem hulle self die Wiccans, W-I-C-C-A, Wicca, is heksery. Maar hulle sê nie, maar ons beoefen wit magic, wit magie, white magic. Nee, magic is magic. Die bron daarvan is nog steeds Satan. Maar ja, hulle is nie sataniste nie. Maar hulle beoefen nog steeds okkultiese praktyke. En wie is die bron van alle okkultiese praktyke? Satan is. Maar ja, alle sataniste beoefen okkultiese praktyke in verskillende vorme. Maar onthou wat Skouwer nou gesê het. Hy sê dit gaan oor kontrol in satanisme. Want jy sien, ek wil meer power sê as jy. Maar nie by God nie. God sê hy roep ons en ons moet luister na sy stem. En waar lees ons dit? Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En Matteus 11 vers 28 tot 30 sê Jesus, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Kyk mooi, Jesus sê sy juk is sag en sy las is lig. Weet jy wat? Satan sy juk is swaar en sy las is swaar. Ek sien dit. Ek sien my vriende wat uit satanisme uitgekom het, hoe die vyand hulle aanhou, aanval en aanval en aanval en probeer terugtrek en hulle is in 'n al ewige geveg teen die koninkryk van duisternis. Gelukkig weet hulle wat is hulle autoriteit in Christus, maar die geveg maak dit nie vir hulle makliker nie. Want jy sien, Satan se juk is nie sag nie. Sy las is nie lig nie. En jy moet kies of jy hierdie sagte juk van Jesus en hierdie ligte las van Jesus wil ruil vir hierdie swaar juk van Satan. Dis 'n keuse wat jy maak. En jy jong mens, wat hierdie DVD saam met jou pa en jou ma kyk, jy weet wat ek besig is om hier te sê is die waarheid.
Jy wat dalk al begin dabble het. Jy wat dalk al begin hierdie boeke lees het en begin met vriende en vriendinnetjies van jou by die skool praat, want satanisme is ongelukkig 'n absolute werklikheid by ons skole in Suid-Afrika vandag en dwars oor die wêreld. Jy weet wat ek sê is die waarheid. En jy weet, hierdie goed is besig om jou in te trek. Ek sê vandag vir jou, maak 'n keuse vir Jesus Christus. Rodney Shields skryf verder in sy boekie. Een van die belangrikste redes waarom kinders tot satanisme aangetrokke voel, is mag oor homself en ander, en die mag, die power, om dinge wat gewoonlik buite sy beheer is te beheer. Satanisme is dus 'n manier waarop hulle probleme wil hanteer en hulle eie identiteit wil vaslê en handhaaf. Maar dit is en bly natuurlik 'n satanistiese mag. En hulle kry dit deur aan rituele deel te neem, offers te bring of by towery betrokke te raak. Jy sien, hulle soek daai power wat Satan sê. Satan sê, kom, ek gaan vir julle van my powers gee. Maar wat sê Jesus? Matteus 28 vers 18, Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En in Lukas 10 vers 19 sê hy vir sy disippels, kyk, ek gee aan julle die mag oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. So Jesus sê, hy het die mag, en hy gee vir ons die mag om op Satan te kan trap. Dis die mag wat hy vir ons gee. Maar Satan sê nie, ek wil jou hierdie powers gee. En ek het eendag 'n jong man bedien, wat hulle skool se hoofsatanis was, het ook nou met hom praat en vir hom sê, hoor jy nou maar, hoeveel powers het Satan jou gegee, en wat was nou vir jou die beste, die sterkste wat jy nou dink? So nee, as hulle nou maar bietjie LSD gebruik het en sulke goeders, dan het hulle nou deur mure geloop en so aan. En ek sê vir hom, okay, so dis nou baie powers volgens jou nie. Nee, hulle het nou maar so gevoel. Ek sê, okay, nou, wat het jy nou op hierdie kamp gedoen? Want het was op 'n kamp wat ek met hom gepraat het. Hy sê, nee, hy het nou sy hart vir die Here gegee en hy wil sy lewe verander. Ek sê, nou kom dat ek vir jou bid, en ek vat sy hande, en toe ek sy hande vat, toe slaat hy op die grond neer soos 'n os, en hy spring daarop, en hy vlieg op, en hy gryp my om my nek, en hy sê, oom, ek het nog nooit in my lewe soveel krag gevoel, soos wat ek vandag gevoel het nie. Ek soek daardie krag, want ek weet nou, dis Jesus. Jy sien krag wat ek gehad het nie. Ek is bloot 'n instrument in die Here se hande, maar ek weet, ek het Jesus in my. Ek het die Heilige Gees van God in my. En die woord sê vir ons in 1 Johannes 4 vers 4, hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Maar ons moet ook versigtig wees, liewe ouers, julle wat na hierdie DVD kyk, wat is die werwingsplekke? Rodney Shields skryf in sy boek die volgende, punt 1, nagklubs en diskos. Punt 2, skoolsokkies. Punt 3, plekke waar heavy metal en black metal gespeel word. Punt 4, video-arkades en enige ander plek waar groepe tieners sonder volwasse toesig aangetref word. Punt 5, selfs sommige huispartytjies, veral waar die ouers self by satanisme betrokke is en dan lokmiddels gebruik soos dwelms en seks. En weet jy, dis vir my skrikwekkend. Ek het vriende wat vir my gesê het, Tiaan, my seun in matriek en my dogter, in een geval was dit 'n seun, in 'n geval was dit 'n dogter, is uitgenooi na 'n huispartytjie toe. En die ouers het gesê, moenie bekommerd wees om jou eie drank te bring nie. Ons verskaf sommer die drank. En in 'n ander geval het hulle gesê, nee, maar weet jy wat, ons gaan 'n bietjie dwelms gebruik by die huis. So as jy wil kom, is jy welkom, maar ons gaan 'n bietjie dagga gebruik en die tipe van goed. Jy laat nie jou kind toe om soontoe te gaan nie, pa. Jy laat nie jou kind toe om soontoe te gaan nie, ma. Hulle kan hulle mondjies so dik opblaas. Jy gaan voor God se troon staan en God gaan sê, wat het jy, die kind wat ek aan jou toe vertrou het, toegelaat om te gaan doen? Ons Skaalbord sê verder in sy DVD, die maklikste manier om iemand in te trek in satanisme, is slaap saam met iemand wat satanies ritueel voorberei is. Satan heers deur vrees, haat en geweld. God regeer deur sy liefde. En ons sien dit in 2 Timoteus 1 vers 7, wat sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dit is wat God vir ons gegee het. Hy regeer nie deur vrees nie, maar deur krag en liefde en selfbeheersing. En onthou, hoekom Skaalbord sê, om iemand in te trek is om by so iemand te slaap, en dis hoekom seksuele orgies aan die orde van die dag is. Dis hoekom 'n persoon by die eerste induction ceremony wat hy het as hy in satanisme aangaan, word daar seksuele orgies gehou en die meisies word verkrag of die seuns of wat ook al die geval mag wees. Hoekom? Want geeste, demoniese geeste word seksueel oorgedra. En dan wonder ons hoekom het my kind so skielik verander. En dan is dit waar dit vandaan kom, want ek het toegelaat dat sy na 'n partytjie toe gaan. En mense moenie dink ek praat van ouer kinders, 16, 17 en 18 nie. Die gemiddelde ouderdom vandag waar kinders in Suid-Afrika in satanisme ingetrek word, is 8. Hoor my mooi, nie 18 nie, 8. Hoe is dit moontlik?
Want die ouers laat die kinders toe om op 3, 4 en 5 jarige ouderdom allerhande flieks oor towery en sataniese goeders en sataniese simbole te kyk. En hulle dink dis normaal. En hulle dink dis okay. So wanneer hulle uitgenooi word na 'n maatjie se partytjie toe en hulle begin hierdie goeders doen, dink hulle dis okay want mamma het my dan die flieks laat kyk. Wat gaan jy vir God die Vader sê as jy voor sy troon staan? In die boek Satanism in South Africa van Kobus Jonker en Lien Els, boek oor physical changes in appearance. Waar begin jy agterkom as 'n kind dalk begin betrokke raak in hierdie goed? Waarna kan jy as ouer oplet? Lees saam met my. Number 1. Appearance changes from neat to untidy. Want dit is so. Die Bybel sê God is 'n God van orde en netjies en netheid en skoonheid en al hierdie goeders. En uit die aard van die saak is Satan absoluut die teenoorgestelde. Punt 2. Change of hairstyle and color, usually to dark or black. 3. Unusual or new physical strength. 4. Cuts or burns with satanic symbols on the body, especially in unusual places. 5. Be aware of scars on the left side of the body. 6. Scars that indicate blood rituals, burns, or corporal punishment. 7. Body parts such as toes or fingers may be missing. It's used for sacrifices. 8. Unusual health problems, wat hulle nie voorheen gehad het nie. 9. Satanic symbols on clothes. 10. Tattoos depicting skulls, snakes, and other satanic symbols. En weet jy wat, dis mode deesdae. Al wat 'n kleredrag is, het die skuls op, die kopbene en sulke goeie. Mense het die kopbene as 'n simbool van die dood. En nou draai jou kind al hierdie simbole van die dood en hy's in allerlei ongelukke en goed en jy wonder hoekom gebeur dit. 11. A special preference for blood. Eats raw, bloody meat. 12. Alcohol and drug abuse. 13. Bad posture, hygiene and care. 14. Spiritually confused and confused thoughts. 15. Drab appearance with heavy eye makeup. 16. Wears heavy chains and boots. 17. Sudden increase or decrease in body weight. 18. Disturbance in sleeping patterns. 19. Repeated illnesses. So, hierdie is van die tekens waarna jy moet oplet en jy kan maar kyk na hierdie goeders en as jy bekommerd is dat jou kind dalk besig is om dit in te gaan, begin bid. Begin bid dat die Heilige Gees jou kind sal oortuig. Begin om vir jou kind die liefde van Jesus te wys. Moenie met hom gaan beklei nie. Moenie hom gaan sleg sê en sê, jy's nou die duiwelse kind, jy's nou net van die duiwel af nie. Want ongelukkig kom sit hulle by my vir berading en sê hulle, ek wil niks met Christene te doen hê nie, want hulle het my die duiwelse kind genoem. Nee, weet jy wat? Ons moet vir hulle sê, Jesus is lief vir hulle. Want dis juist omdat hulle smag na liefde, dat hulle na hierdie plekke toe gaan wat kamptige liefde vir hulle wys, maar wat hulle dan begin intrek in verkeerde goed in. So trek hulle weer daaruit. Ek het juist 'n vriend wat 'n satanisme was, wat deur oom Skaalbord bedien was, wat my gesê het, Tian, die enigste ding wat my uit satanisme uitgehaal het, was die onvoorwaardelike liefde wat oom Skaalbord vir my gehad het. So jou onvoorwaardelike liefde, ma of pa, is die ding wat jou kind sal kan uithaal, maar jy gaan ook jou geestelike autoriteit moet opneem en hierdie geeste moet weerstaan wat jou kind aanval. Maar wys vir jou kind te alle tye die liefde van Jesus. Jou kind moet weet, jy stem nie saam met die goed wat hy doen nie, want dit is verkeerd, maar jou kind moet ook te alle tye weet, jy bly lief vir hom. Maar dis absoluut belangrik om te weet dat daar die liefde, dis met liefde wat Jesus die wêreld kom wen het. Nie met oorlog nie, nie met bekleierery nie. Maar wat moet ek nou doen as ek sataniese goed in my huis het? Oom Skaalbord het dit duidelik gesê op sy DVD. Sataniste moet breek met alle sataniese goed. Moet bereid wees om bevryding te ontvang van alle demoniese magte en bose geeste wat 'n houvas op hulle liggaam het. En hulle moet uitkom by God se roeping vir hulle lewens. En wat is God se roeping vir hulle lewens? Jeremia 1 vers 4 en 5, lees saam met my daar. Die woord van die Here het dan tot my gekom. En jy kan daai my uithaal en daar jou naam insit. Alta, Koos, Klaas, Pieter, Gerda, wat ook al jou naam mag wees. Die woord van die Here het dan tot jou gekom en gesê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. My liewe jong mens, jy wat daar sit, en wat besig is om in die verkeerde goed ingetrek te word, hierdie is jou skepingsdoel.
Jy is 'n profeet vir die nasies. God het jou geken en jou geheilig voor jou geboorte al. Satan weet dit. Daarom probeer hy jou wegtrek van jou skepingsdoel wat God vir jou het. En jy moet kies of jy jou gaan laat wegtrek en of jy gaan sê, nee Here, ek wil terugkom, ek wil bevryding ontvang. Kry my by iemand uit wat saam met my kan bid vir bevryding. Vat my na iemand toe wat bevryding doen, wat my kan help loskom van hierdie geeste. En ek wil uitkom by my roeping, want ek weet nou my roeping is, ek is 'n profeet vir die nasies. Ek moet nasies van Jesus gaan vertel. Ons word vra ook die vraag op sy DVD, wat is ons opdrag rakende satanisme? Ons het 'n opdrag rakende satanisme. Wat is dit? Ag, ons almal ken dit. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Daai is ons opdrag ook rondom sataniste. Wat moet ons met hulle doen? Gaan maak disippels van hulle. Gaan vertel hulle van die liefde van Jesus. Gaan leer hulle om leerlinge, want 'n disipel, die woord disipel beteken leerling van Christus. Gaan leer hulle om leerlinge te word. En kyk verder, we staan na Matteus 28 vers 19, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis ons opdrag. Jy sien, hoe het Jesus die wêreld kom wen? Met liefde, want so lief het God die wêreld gehad, Johannes 3 vers 16, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So waarmee moet ons daai sataniste trek? Met die liefde van Jesus, maar ook met die feit dat ons nie instaan vir die sonde nie. Die sonde is nie aanvaarbaar nie, maar ons is lief vir hulle as mens. En daardie liefde gaan help dat ons hom kan uittrek en dat hy ook in oorwinning kan begin lewe en 'n disipel van Jesus word. Maar jy moet kies. Jy as ouer wat bekommerd is oor jou kind. Jy as ouer wat weet jou kind is in hierdie goeders betrokke. Wat moet jy begin doen? Jy begin bid. Jy bid dat die Heilige Gees hom oortuig. Jy bid dat die Heilige Gees arbeiders in die oes oor sy pad sal stuur, dat hy met Christen vriende betrokke sal begin raak en dat wanneer hulle met hom praat, die Heilige Gees hom sal oortuig of haar sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Maar wat doen jy? By jou huis wys jy liefde en jy staan in die Gees teen daardie geeste wat jou kind aanval. Jy gaan staan in jou kind se kamer en jy sê, Satan, ek bind hierdie werkinge van jou en my kind se lewe. Ek is nog steeds my kind se autoriteitsfiguur in hierdie huis, want hy is onder my dak. En terwyl hy onder my dak is, staan ek op in my autoriteit in Christus en ek bebind jou magte en ek verklaar dit nietig in hierdie huis. Jy los my kind uit en jy verdwyn in Jesus Christus se naam. En jy doen dit daagliks, totdat jy die deurbraak begin sien. Jy bind hierdie werkinge van Satan, jy bind die werking wat jy aan hom begin agterkom het, as jou kind begin sieklik raak, as jou kind begin onnetjies begin, ek praat nou nie van 'n gewone tiener wat sommer net onnetjies is nie, okay? Jy kom agter dat hulle raak vuil, hulle raak regtig, hulle wil nie meer bad nie en allerlei sulke goeders. Jy kom staan teen daardie werke in die naam van Jesus, tot jy begin sien dat hierdie goeders begin draai en dan staan jy eers op die woord van God en jy roep jou kind in die volheid van wat God vir hom beplan het. Dis wat jy as ouer moet doen, want die Here gee vir jou die autoriteit om dit te kan doen, om jou kind te kan lei, om in die volheid in te kom wat God vir jou kind beplan het. Nou gaan ons kyk, wie is die duiwel, wat gaan uiteindelik met hom gebeur, en wat dan nou ook, wat gebeur met die mense wat vir Satan kies. Hebreërs 9 vers 27 sê, en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Kyk mooi. Nie een van ons sal die dood nie sien nie. Elkeen van ons is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So jy moet weet, doodgaan, gaan jy doodgaan. Is jy gereed? Want as jy doodgaan, waar gaan jy heen? Want ons kan of hemel toe gaan, of ons kan hel toe gaan. Daar's net twee plekke. Jesus is baie duidelik in die woord. Matteus 25 vers 41 sê hy, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. So daar is 'n ewige vuur wat berei was vir die duiwel en sy engele. Weet jy wat is die positiewe wat ek in daai vers raak lees? Wat God betref en wat God se karakter betref, is die hel was nooit voorberei vir die mens nie. Die hel was voorberei net vir die duiwel en sy engele. Maar as gevolg van mense se eie keuses, soos om Satan te volg, of om nie vir Jesus Christus aan te neem nie, of wat ook al die geval mag wees, eindig hulle ook in die hel. Is hulle ook deel van hierdie vervloektes wat eendag voor die troon gaan staan, en die Here gaan vir hulle sê, gaan weg van my julle vervloektes, in daardie ewige vuur, wat voorberei is vir die duiwel en sy engele. Openbaring 12 vers 9 tot 11,
sê vir ons in die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus. Want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, dis die duiwel. Hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. En hulle het hom oorwin, dis nou vir Satan, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Jy sien, die duiwel weet, sy tyd is min. En die duiwel weet, die hel is voorberei vir hom en sy engele, maar hy wil soveel as moontlik van God se kroon, van God se skepping. Wie is die kroon van God se skepping? Ek en jy is. Ons as mense. Nou hy wil soveel as moontlik van God se kroon van sy skepping saam met hom in daardie ewige vuur invat. Hy weet sy tyd is min. Daarom sê die Bybel, wee die bewoners van die aarde. En mense, iemand het ook een keer vir my gesê, wanneer Satan jou heeltyd wil verwys na jou verlede, verwys hom na sy toekoms toe. Want hy is op pad hel toe. Maar as jy kies vir Jesus, hoef jy nie saam met hom daar te gaan wees nie. Maar jy moet ook verstaan, ek het dit vroeër al vir jou gesê, Satan kom nie met rooi horings en 'n rooi vark en 'n rooi stert na jou toe nie. Hoe kom hy na jou toe? Daar's die vers, lees dit saam met my, 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Kyk maar na enige flieks, kyk maar na enige rekenaarspeletjies, kyk maar na enige animasiegoed. Wat gebeur met daardie karakters wat gewoonlik die heroes is? Hulle verander van vorm. Dan is hy dit en dan is hy iets anders. En dan verander hy so en dan verander hy sis. My Bybel sê, dis die Satan wat homself verander. En sy dienaars, sy geeste, wat hulle voordoen as iets wat hulle nie is nie. So as jy kyk na 'n fliek, of jy's besig met 'n rekenaarspeletjie, waar iets van vorm verander, waar hulle transform, soos die Transformer flieks, of die Transformer speelgoed, of die Shapeshifters, of wat ook al, dis simbole van Satan, my liewe jong mens. Dis simbole van Satan en sy geeste. Raak ontslae daarvan. Jy hou dit nie by jou nie. Gooi weg daai DVD's of daai flieks. Raak ontslae daarvan, want die Satan kan dit gebruik as 'n kontakpunt om jou aan te hou intrek en jou te laat belangstel in dit. En hoe meer jy belangstel en hoe meer jy ingetrek word, en hoe dieper jy hierdie goed lees en meer lees en uiteindelik is jy vasgevang en hy bind vir jou vas. En dan wonder jy, hoe kom ek hier uit? Want jy moet een ding verstaan, Galasiërs 6 vers 7 en 8 sê, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe maai. So jy moet kies of jy in die vlees gaan saai, of jy saam met die wêreld en die wêreldse goed wil gaan, want jy sal uit die vlees verderf maai, ewige verderf. Maar as jy in die gees saai, die waarhede van die woord van God, sal jy uit die gees, en die gees van God wat in jou kom lewe, die ewige lewe maai. So is weer eens keuses wat ek en jy maak. Maar die Here maak dit vir ons so duidelik oor eintlik watter keuse ek moet maak. Hy wil dit nie eers vir ons wegsteek nie. Hy wil nie vir ons sê, o, jy moet maar wonder waartoe jy gaan of iets nie. Hy sê nie, ek wil jy moet weet. Kies die regte goed. Hy sê daar in Deuteronomium 30 vers 19, hy sê kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Maar net so sê hy vir ons duidelik van as ons verkeerd kies, wat gaan met ons gebeur? Markus 9 vers 43 tot 48. En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om 2 hande te hê en in die hel te gaan, in die onuitblusselike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om krepeel die lewe in te gaan, as om 2 voete te hê en in die hel gewerp te word, in die onuitblusselike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jy oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met 1 oog die koninkryk van God in te gaan, as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Wat probeer Jesus hier vir ons sê? Hy probeer vir ons verduidelik hoe erg is die hel.
Hy probeer vir ons verduidelik waarom jy nie in die hel wil eindig nie, en dat dit so erg moet wees, dat as jy voel, hierdie hand, gaan maak dat jy hel toe gaan, want hierdie hand doen heeltyd die verkeerde goed, kap eerder hierdie hand af, want jy sal eerder net met een hand in die ewige lewe ingaan, as wat jy met twee hande in die helse vuur gewerp gaan word, want dit is 'n onuitblusselike vuur, waar hulle wurm nie sterf, en die vuur nie uitgeblus word nie. Moenie, laat die rock and roll sangers, vir jou sê, we're gonna have a party in hell nie. Jy gaan nie 'n party in die hel hê nie. Jy gaan brand, en dis pyn, en dis ewig, vir altyd. Waar lees ek dit? In die Bybel. Openbaring 20 vers 10 sê, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. Jy sien, my liewe jong mens, as jy nog die kans wil waag om nie na Jesus toe te draai nie, want jy wil maar net saam met Satan en al jou vriende gaan om in satanisme en goeders te bly, moet jy weet, daar's 'n ewigheid wat wag. En ek het ook 'n DVD op die mark oor die hel, is ook 'n werklikheid. En dit was my skrikwekkend om te besef, as jy daar die teksvers lees, wat sê hulle word gepynig tot in ewigheid, dat jy kry nooit, ooit weer 'n kans om daar uit te kom nie. Nooit. Jy bly daar vir altyd, en jy brand, en jy pyn, en dit is verskriklik. Terwyl dit so maklik is om net te sê, ek los daai goed. Ek kies vir Jesus. Ek draai nou my lewe om. Ek gaan nie soontoe gaan nie. Maak nie saak wat die rocksterre vir my sing nie. Maak nie saak wat my vriende en my vriendinne vir my sê nie. Ek gaan nie 'n party in die hel hê nie. Ek maak klaar daarmee. En ek het 'n boek gelees van 'n dominee Tennis Kuhn, Die Hel en hoe om daar te kom. En hy skryf die volgende: hel is werklik. Dit is reëel. Dit is geen storie om vir kinders te vertel, om speel vir hulle net bang te maak, sodat hulle soet moet wees nie. Hel is verskriklik. Dit is ontsettend. Dit is geweldig. Hel is nie net vir 'n oomblik, 'n dag, 'n week of 'n paar jaar nie. Nee, hel is vir ewig en ewig. En ons lees die bevestiging van wat hy sê in Openbaring 14 vers 11, wat sê, en die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. Jy gaan nooit daar uitkom nie, my jong mens. As jy nie kies vir Jesus nie, gaan jy nooit uit daai hel uitkom nie. En weet jy wat, jy mag vir my sê, maar Tian, of oom Tian, of hoe jy dit ook al wil sê, ek is tans in 'n hel, ek is in 'n lewende hel, want hierdie goed wat ek mee betrokke is, trek my in die verkeerde goed in. Weet jy wat, daar is 'n antwoord, ons gaan net nou daarna kyk. Maar jy moet besef, as jy daar gaan bly, gaan jy nie net 'n lewende hel hê nie, jy gaan 'n ewige hel hê. Want Matteus 25 vers 31 tot 46 sê Jesus, en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Wil jy nie maar eerder terugkom na die ewige lewe toe nie? Hoekom wil jy die kans waag, net omdat jy jou vriende wil please, om te kan weggaan in 'n ewige straf in? Hoekom wil jy mense please? Want Galasiërs 1 vers 10 sê, soek ek dan nou die guns van God, of soek ek die guns van mense? Want as ek die guns van mense soek, sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Jy sien, my liewe jong mens, jy moet kies, wil jy 'n people pleaser wees, of wil jy 'n God pleaser wees? Want God wil jou so graag uit daai goed hê. God wil jou so graag met sy kosbare, wonderlike ewige liefde teen sy bors vasdruk. Hy wil jou so graag vir altyd by hom hê, sodat hel nie eers in jou prentjie is nie. Maar as jy gaan voortgaan om betrokke te raak en betrokke te wees by die verkeerde goed, loop jy die gevaar om in daardie ewige hel te eindig. Hoe gaan jy dan ooit voor die troon staan en sê, Here, ek het nie geweet nie? Want hy gaan sê, nee, jy het 'n DVD gekyk eendag. Of hy gaan sê, nee, jy het 'n Bybel op jou bedkassie gehad. Wat het jy met daai boek gemaak? En jy gaan vir God moet antwoord. Goed, kom ons sluit nou die DVD af met, wie is Jesus en hoekom is hy die antwoord? Johannes 14 vers 6 sê Jesus baie duidelik, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So kyk mooi, liewe jong mens, jy wat na die DVD kyk, Jesus sê ek is die enigste weg. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So, dis nie Jesus en Moeder Maria, of Jesus en wat ook al nie, dis net deur Jesus. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Maar kyk mooi, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. So, is jy bereid om die weg te skop?
Is jy bereid om die waarheid weg te skop, omdat jy nie na sy liefde toe wil kom nie? Omdat jy dit haat as iemand vir jou liefde wil wys, omdat jy nog luister na die Satan? Jy weet jy wat, Jesus is die antwoord. Jesus is die enigste weg. Hy is die enigste waarheid. Satan is nie waarheid nie. Hoe kom ek daan? Kom ek lees vir jou. Johannes 8, vers 44. Sê vir ons baie duidelik. Jesus is aan die woord. Dan ek glo nou maar wat Jesus sê, want hy is my koning. En hy sê die volgende: Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. So raai wat? Jesus is die waarheid. Satan het geen waarheid in hom nie, want hy is die vader van die leuns. Gaan jy nog aanhou om leuns te glo, en is jy bereid om jou ewige lewe op die spel te plaas vir daardie leuns? Johannes 10 vers 9 sê Jesus: Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Kyk mooi, Jesus sê ek is die deur. Weereens sê hy nie ek en nog iemand anders is die deur, nee, hy sê ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy ingaan en uitgaan en veiding vind. Het jy al deur die deur gestap, my liewe mens? Het jy al gekies vir Jesus? Want as jy nog nie gekies het nie, aan die einde van hierdie DVD sal daar 'n gebed wees wat jy kan bid, om jou lewe vir die Here te gee, om te draai, weg te draai van die leuns af, en in te stap in die Vader in die hemel se koninkryk in. Johannes 6, vers 47 en 48 sê Jesus: Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Voorwaar, ek sê vir julle, ek is die brood van die lewe. En wie in my glo, het die ewige lewe. Die ewige lewe saam met hom. Die ewige lewe in heerlikheid. Die ewige lewe in goed dat ons in ons menslike breintjies nie eens kan uitdink van wat is die wonderlike goed wat daar vir ons voor lê eendag in die hemel nie. Wil jy dit weggooi terwille van 'n leuen, omdat jy nou so bietjie powers wil hê van die vader van die leuns af? Nee, my liewe vriende, Jesus is die antwoord. Jesus is die een wat vir jou sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek weet jy het seer gekry by jou pa, my jong seun. Ek weet jy het seer gekry by jou ma, my jong meisiekind. Maar kom na my toe, want ek wil jou hemelse pappa wees. Ek wil jou leer van die waarheid. Ek wil jou op die regte weg lei. Ek wil jou in die ewige lewe by my hê. Ek wil jou nie in die hel sien wat voorberei is vir die duiwel en sy engele nie. In Joël 2 vers 32 staan daar: En elkeen, kyk mooi, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Wil jy nie maar by 'n punt begin kom om te sê, Here, ek kies vandag vir Jesus Christus van Nasaret nie. Ek kies om u naam aan te roep. Here, in die naam van Jesus. En weet jy, daar is soveel getuienisse van mense wat in satanisme betrokke was, of in verkeerde, valse godsdienste betrokke was, en daar 'n verskriklike ding met hulle gebeur het, en op 'n dag, en hy het net uitgeroep, Jesus help. En die Here het hom daar uitgehaal. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Johannes 1 vers 12 en 13 sê vir ons, daar is iets wat ons moet doen. Hy sê, maar almal wat hom, dis Jesus, aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Kyk mooi, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wil jy nie ook maar sê, Here, met hierdie gebed vandag op hierdie DVD, wil ek u aanneem nie. En ek wil u vra om my te leer wat staan in u woord. Want ek glo nie net in u naam nie, want omdat die Bybel sê, sy naam is die woord van God. So as ek sê, ek glo in die naam van die Here, moet ek glo in die woord van God ook. Ek moet alles glo wat hierin staan, en ek moet begin doen wat hier staan, in my alledaagse lewe. Maar dit is lekker, wanneer ek 'n kind van God is, wil ek dit doen. Wil ek saam met hom op pad stap. Wil ek hê hy moet my help en my leer en my lei, en dit word 'n wonderlike avontuur saam met die Here. En kyk wat sê 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Wow, mense, daar's niks beter om genoem te kan word as 'n kind van God nie. 'n Kind van die Skepper van hemel en aarde. Ons is sy kind. Hy het die hemel en die aarde geskaap. Hy is my pappa.
Ek kan na hom toe gaan, hy wil my help, maar kom ons lees verder. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy, dis nou Jesus, verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Wow! Wat 'n wonderlike belofte, dat ons Jesus sal sien soos wat hy is, wanneer hy verskyn eendag, en dat ons aan hom gelyk sal wees, want jy sien, die Bybel sê, ons gaan dieselfde verheerlikte liggame kry as wat Jesus het. En dan sê hy verder, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy ook rein is. Reinig homself soos God ook rein is. Dis wat die woord vir ons sê. So, ek en jy moet ons reinig. As ek nou hierdie hoop op my het van, wow, ek gaan eendag die Here sien soos wat hy lyk, en ek gaan self ook lyk soos wat hy lyk, man, nou reinig ek myself van die verkeerde goed. Ek wil klaarmaak met die verkeerde goed. So Here, help my, gee my krag. Here Jesus, ek is u kind, ek het u aangeneem. Vader God, u is my pappa, en ek vra dat u my sal help om my nou te reinig, en my die krag te gee. En weet jy wat die Bybel sê? Hy sal jou help. Dis 'n keuse wat jy moet maak. Ek het gesê ons lei die DVD af, maar ek het my nommers bietjie die mekaar gehad. So hierdie is nou die laaste paar gedagtes wat ons met mekaar gaan deel op hierdie DVD. Is daar hoop vir sataniste? Kan hulle ook gered word? Is van baie ouetjies sê vir my, nee, maar jy weet, ek was in hierdie goeders betrokke geweest, daar's nie vir my hoop nie. Ek kan seker nie ook gered word nie. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Ek kan maar net lees wat die Bybel sê. My liewe jong mens, lees saam met my Matteus 11 vers 28 tot 30. Ons het al daarna gekyk. Kom na my toe, sê Jesus. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En ek weet, as jy betrokke is in satanisme, het jy nie rus nie. Jy kan nie slaap in die nag nie, want hierdie goeters trek jou uit jou lyf uit, hulle vat jou na allerlei plekke toe, hulle doen rituele met jou, en al hierdie goeters, terwyl Jesus sê, ek sal julle rus gee. Maar dan moet jy na my toe kom. Kom na my toe, almal. En kyk, daai almal sluit almal in, dit sluit jou ook in as jy in satanisme betrokke was. Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Daar sê weer, want onthou jou siel is jou wil, jou intellek en jou emosies, en ek weet, as jy in satanisme betrokke is jou emosies in 'n warboel. Jesus sê, julle sal rus vind vir julle siele, ook vir jou emosies, want my juk is sag en my las is lig. En ek het klaar mos vir jou gesê, Satan se juk is nie sag en sy las is nie lig nie. Maar die punt is, Jesus sê, julle sal rus vind vir julle siele, kom na my toe, my juk is sag en my las is lig. So jong mens, jy moet net kies om na Jesus toe te gaan. 2 Petrus 3 vers 9, sê die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, lankmoedig beteken geduldig, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal, daar is die woordjie almal weer, dit sluit die sataniste in, tot bekering moet kom. Jy sien, dis hierdie wonderlike God wat ons dien, hierdie wonderlike Papa Vader in die hemel, hierdie wonderlike ou boet, Jesus Christus, hy is die eersteling van baie broers, wat sê, kom na my toe. Ek wil nie hê dat een enkele sondaar verlore moet gaan nie, ek wil nie hê dat een enkele satanis verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom, maar dan moet jy na my toe kom, my kind, sê hy. Jy kan nie daar in jou gat bly en by jou satanistiese vriende bly en jou satanistiese vriendinne bly en sê, o Here, maar nou moet jy my help nie, maar ek wil net hier bly nie. Nee, jy kan nie. Jy moet daar uitkom. Ja, en dit gaan beteken jy gaan van jou vriende verloor. Ja, dit gaan beteken jy gaan van jou vriendinne verloor, maar weet jy wat? Wat help dit om vriende te hê en jou siel in die ewige hel te laat werp? Nee, ek wil eerder die beste vriend van almal hê, want Jesus sê vir ons, ek noem julle nie meer diensknegte nie, maar my vriende. Die beste vriend wat daar is. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Dis die vriend wat jy moet hê, maar jy moet daar die keuse maak om na hom toe te kom. Die verlore seun. Ons lees in Lukas 15 van die verlore seun. Hy sit tussen die varkpele en die Bybel sê hy tot homself gekom. So hy het besef hy's op die verkeerde plek. Dan dink hy, dan sê hy, ek sal opstaan en na my Vader toe gaan. Maar nog niks het gebeur nie. Want eers in die volgende teksvers lees ons, en hy het opgestaan en na sy Vader toe teruggegaan. So ja, jy kan ook as dit en sê, ja, ek luister nou na hierdie DVD, en ek moet dalk moet maar opstaan en teruggaan na my hemelse Vader toe. Maar weet jy wat, as jy nog net besluit het om te doen, het jy het nog nie gedoen nie. So staan op, kom by iemand uit wat saam met jou kan gaan bid, daar by jou kerk, daar by jou selgroep, wherever, gaan na iemand toe en sê, luister, ek het hulp nodig, bid saam met my, ek wil klaarmaak met die goed, ek wil teruggaan na my hemelse Vader toe.
En ek vra vir die Christene wat na hierdie DVD's kyk, asseblief, wanneer so iemand na jou toe kom, moet hom nie wegstoot en sê, o nee, ek vat nie aan sataniste nie, ek wil niks met julle te doen nie, gaan maar weg, julle is met die Satan te mekaar. Weet jy wat, te veel van die sataniste wat by my was, het gesê hulle haat Christene, om spesifiek daai rede. Omdat toe hulle uitgereik het, en uitgeroep het om hulp, die Christene vir hulle gesê het, ons wil niks met julle te doen nie. Asseblief tog, dis nie wat die woord van God vir ons sê nie. Maar jy weet, waarskuwing in Matteus 7 vers 13 en 14 vir die oukies wat op die verkeerde pad is. Daar staan, gaan in deur die nou poort. Want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Maar so jy moet kies, my liewe jong mense of my ouer mense selfs wat in satanisme betrokke is, jy moet kies om te sê, ek wil op daai nou pad begin wandel. Ek wil daai nou pad loop wat my na die ewige lewe toe vat in heerlikheid saam met God. Ek gaan nie op hierdie breë highway to hell wat die rocksangers van sing, gaan ek nie meer saam op wees nie. Ek gaan op die nou pad nou wees hemel toe, nie meer op the highway to the hell nie. En weet jy wat, daar is vir jou 'n kans. Daar is vir jou 'n geleentheid. Hierdie DVD wat jy na kyk is vir jou nog 'n geleentheid wat God vir jou gee om te sê, kies my kind. Matteus 12 vers 32 sê Jesus, elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dis teen Jesus, dit sal hom vergewe word. Want ek weet baie sataniste sê vir my, Tiaan, maar ek het Jesus gevloek. Ek het die Bybel opgeskeer. Ek het allerlei rituele met die Bybel gedoen. Ons het bloed oor dit uitgestort. Ons het dit verbrand. Al hierdie goeders. Ek het Jesus gevloek. Die woord sê, elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word. Jy moet dit net kom bely. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Dis nie 'n maybe nie. Die Here sê, maak nie saak waar jy was nie, maak nie saak wat se bloedrituele jy gedoen het nie, maak nie saak nie, as jy dit net voor my kom bely. Want 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons al ons ongeregtighede te vergewe. Al beteken al. Matteus 10 vers 28, want baie mense sê vir my, Matiaan, ek is bang vir die lot in my coven, ek is bang hulle gaan my doodmaak, ek is bang hulle gaan my agtervolg, ek is bang hulle gaan my offer. Matteus 10:28 sê, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer, wat die siel, sowel as die liggaam, kan verderwe in die hel. So weet jy wat, as daai klomp jou dan nou wil kom doodmaak en jy het Jesus aangeneem, gaan jou siel ewige lewe toe, ewige heerlikheid toe saam met die Here. Waar dink jy, waar gaan hulle siele heen, as hulle nie vir Jesus kies nie, in die ewigheid in? Hulle gaan dan in die ewige hel in. So moenie bang wees vir hulle wat jou liggaam kan doodmaak nie. Iemand het eendag ook gesê, toe iemand 'n revolver op hom rig en sê, ek gaan jou nou skiet, toe sê hy, please don't threaten me with glory. Jy sien, moenie my kom bang maak en dink jy maak my bang deur sê jy gaan my skiet nie. Ek weet, ek ken Jesus. As jy my nou skiet, gaan ek reguit die hemel toe. So ek is nie bang vir heerlikheid nie. Maar jy sien, omdat ons nog nie gedeel het met ons verhouding met die Here nie, omdat ons nog nie seker gemaak het dat ek 'n persoonlike verhouding is met Jesus nie, daarom is ek nog bang om dood te gaan. Nee, ek is nie bang om dood te gaan nie. Ek kan nie wag om by Jesus te wees nie. So, weet jy wat, moenie vrees vir hulle wat jou liggaam kan doodmaak nie. Maar kom in 'n verhouding in waar jy sê, ek lewe in die vrees van die Here, wat my eerbied en 'n respek en ontzag en 'n liefde vir God gee, wat my nader trek aan hom. In Openbaring 1 vers 17 en 18 sê vir ons, wie is die een wat ons na moet kyk, wat die sleutels het? Jesus. Johannes sê, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Daar is hy weer. Jesus sê dit so baie kere in die Bybel. Moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in al ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Sien, Jesus het daai sleutels. Satan kan nie besluit of jy hemel toe of hel toe gaan nie. Jesus is die een wat besluit en hy sê, my kind, ek wil hê jy moet vir my kies. Want as jy vir my kies, dan gaan jy saam met my. As jy nie vir my kies nie, is ek nie die een wat jou in die hel gooi nie, jy val self daarin vanweë jou eie keuse, maar ek het daai sleutels. Kom na my toe. Moenie saam met die duiwel speel nie. Daar is vir jou nog hoop, my kind. Kom nou, vandag na my toe. Maar ons moet besef, Openbaring 22 vers 11 tot 15 sê ook, daar is 'n baie duidelike skeidslyn. Hy sê, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gou.
En my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Jy sien, jy moet kies. Wil jy al hoe meer onreg doen? Wil jy al hoe vuiler word? Of wil jy regverdig word en regverdiger begin word, heilig begin lewe en heiliger begin word? Die keuse is joune. Maar salig is jy, geseënd is jy, as jy sy gebooie doen, sodat jy kan ingaan deur die poorte in daardie ewige Jerusalem in. Maar buite is die towenaars. En onthou, sataniste doen ook toorkragte en goolery, en die hekse doen ook toorkragte. Buite, met ander woorde, nie in die hemel nie. Waar is dan nie in die hemel nie? Daar in die hel, in die ewige vuur, is die res. Handelinge 26 vers 16 tot 18, sê, wat moet ons dan nou doen? Paulus, toe hy tot bekering kom, toe sê Ananias nou, maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn, dis nie Ananias wat sê nie, Jesus wat vir Paulus sê, maar hiertoe het ek aan jou verskyn om jou te bestem tot 'n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het, en van die dinge waaraan ek nog aan jou sal verskyn, terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene na wie ek jou nou stuur, om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Daar sê my liewe jong mens, jy het ook die keuse om jou van die duisternis tot die lig te kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat jy ook 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Dis jou keuse. Kies die ewige lewe. Ek vra dit vir jou. Jou ewige lewe, jou ewige heerlikheid of jou ewige pyn is op die spel. Wat gaan jy kies? Want Jesus is die antwoord. Hy sê, my liewe kind, as jy vir my kies, is daar ewige pyn nie eens in die prentjie vir jou nie. Jy hoef nie eens daaroor bekommerd te wees nie. Maar as jy nie vir my kies nie, gaan jy deel wees van die vervloektes, wat in die ewige vuur ingaan, wat voorberei is vir die duiwel en sy engele. Hoekom wil jy dit weggooi? Hoekom wil jy liefde weggooi? Net omdat jy kwaad is vir 'n persoon wat jou iewers in jou lewe seer gemaak het. Vir 'n pa, of 'n pastoor, of 'n oom, of 'n tannie, of 'n ma, of 'n boetie of 'n sussie wat jou mishandel het. Nou as jy so kwaad vir hulle, dat jy God se ewige liefde wil weggooi. Moenie dit doen nie. Kies die ewige lewe saam met Jesus, want dit is 'n wonderlike vooruitsig. Want onthou, hy is nie 'n dooie God nie. Openbaring 1 vers 17 en 18 sê, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret. Jy moet kies of jy saam met Jesus Christus van Nasaret wil lewe in alle ewigheid in. Jy kan die gebed hierna bid en jou lewe regmaak en kom dan by iemand uit daar in jou kerk of daar waar hulle mense kan help om bevry te word van hierdie geestelike bindinge in hulle lewens. En ek bid werklik dat die Here Jesus jou op 'n nuwe pad gaan vat. Kom ons sluit af. Vader, in die naam van Jesus sê ons vir U dankie. Dankie Here dat U vir ons al die antwoorde in U woord gegee het. Ek wil vra dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie boodskap en dat U hierdie DVD'tjie ook sal gebruik om mense te help loskom van die kloue van Satan. Dat hulle sal bekeer van die mag van die duisternis tot die lig van God en dat hulle ook 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang, sodat U daardeur verheerlik kan word. En ek vra werklik Here, dat wanneer hierdie mense begin uitroep en uitreik na Christene om hulle te help, dat daardie Christene sal weet wie hulle is in Christus, om hulle te kan help om los te kom van die bindinge. En ons sê vir U dankie daarvoor, in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. You're a good Father, and you love your children, slow to anger, abounding in love. You're a good Father, and you love your children, slow to anger, abounding in love. You're a good Father, and you love your children, slow to anger, abounding in love.
You're a good, good father, and you love your children, slow to anger, abounding in love. And you never make mistakes, you never make mistakes. You are faithful to the end, and you never make mistakes, you never make mistakes. You are faithful